vandag met jou oor die aard van die gesin en die verantwoordelikheid teenoor kinders. Ons skrifgedeelte kom uit Efesiërs hoofstuk 6, vers 1 tot 4. Ek haal aan uit die 2020 vertaling. Kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy 'n lang lewe op aarde sal hê. Vaders, moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here. Net tot sover. Ek wil graag begin met 'n aanhaling uit Paul Johnson se boek oor The History of Christianity, en hy skryf oor Jesus. Hy sê, the teaching of Jesus is more a series of glimpses or matrices, a collection of insights rather than a code of doctrine. It invites comment, interpretation, elaboration, and constructive argument. It is not a summa theologica, or indeed ethica, but the basis from which an endless series of summae can be established. A great deal is part of Jesus' universalist posture. Jesus, en dis baie belangrik, Jesus contrives to be all things to all men while remaining faithful to himself. Wat beteken dit alles? Nou, ek kan nie dit vir jou ten volle verduidelik nie, maar dit beteken onder andere, Jesus het ons verhouding met God, of ten minste, Jesus breek ons verhouding met God los uit etnisiteit. Ek hoef nie 'n Jood te wees om Jesus te volg nie. Jesus breek ook ons verhouding met God los uit geografie. Ek hoef nie na 'n tempel in Jerusalem in Israel toe te gaan om God te aanbid nie. In gees en in waarheid kan ek hom enige plek aanbid, selfs in die gevangenis. Derdens, Jesus breek ons verhouding met God los uit 'n spesifieke era of 'n spesifieke tyd. Jesus het nie reëls en regulasies wat jou en my vasbind aan 'n spesifieke tyd in die geskiedenis nie. Jou streng moslems se godsdiens vereis van hulle om te leef soos mense wat uit die 7de eeu uitkom. Uit die 7de eeu uitkom. Tye verander. En dit wat 100 jaar terug gegeld het, geld nie noodwendig vandag nie. Byvoorbeeld, 'n reël wat eis dat 'n vrou 'n hoed moet dra kerk toe. En dit terwyl vrouens in die algemeen vir die afgelope 4 dekades glad nie meer hoed dra nie. Jesus het nie sulke tipe reëls en regulasies wat ons vasbind in die 60er jare, of in die 50er jare, of in die 1ste eeu, of in die 2de eeu, of in die Ou Testament nie. Hy het dit nie. Losgebreek uit al hierdie goed. Jesus se sterwe aan die kruis, sy opstanding uit die dood, het ons verhouding met God herstel. En nadat Jesus opgevaar het na die hemel, het hy die Heilige Gees uitgestort. En die Heilige Gees het gekom om ons te leer en om ons te lei. Daarom skryf Paulus in Filippense 2 vers 12, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Ek en jy, met behulp van die Heilige Gees, moet elke dag uitwerk
hoe ons verlossing, ons redding in Christus prakties uitleef. Ons moet uitwerk hoe dat dit neerslag vind binne in ons daaglikse lewens en die Heilige Gees help ons hiermee. Kinders van die 1970s en die 1980s is nie dieselfde as kinders van 2024 nie. As 'n laerskoolkind het ek die strate van Harry Smith plat gery met my fiets. Ek kan onthou die N3 wat Johannesburg met Durban verbind, loop net so aan die kant van Harry Smith verby. En ek kan onthou hoe dat ek as 'n laerskoolkind soms Stocksel alleen van my oupa se huis, 13 Biddulphstraat, Harry Smith, oor die N3 snelweg gestap het, na die spruitjie aan die ander kant van die snelweg, en daar gaan speel het, en aan die wilgertakke geswaai het, en per geleentheid my wind uitgeval het. Ons kinders vandag kan dit eintlik nie meer doen nie. Dis bloot net te gevaarlik. En ons kinders vandag, en dit geld seker nie vir alle kinders nie, maar vir baie van ons kinders vandag, hulle beleef die wêreld daar buite en connect met die buitewêreld deur middel van tegnologie. Jy kan kyk na die meme wat nou op die skerm verskyn. Ek het die afgelope week of 2 begin lees aan 'n boekie met die titel The Christian Family. Die tweede druk van hierdie boekie is in 1974 gepubliseer, en ek moet sê, die boekie is regtig baie goed geskryf oor The Christian Family. Maar hoe verder ek lees in die boek, hoe meer besef ek dat dit wat in 1974 gegeld het en goed was, nie noodwendig in 2024 meer geld nie, en selfs skadelik kan wees. So wat ek wil doen in hierdie boodskap, is om vir jou tydlose beginsels te gee. Met ander woorde, beginsels wat vir enige tyd geldend is. En ek wil ons moet begin by die konstituering van die gesin. En hier moet ons na Jesus toe gaan. En hoor wat sê Jesus. Jesus haal Genesis 2 vers 24 aan, en hy handhaaf dit in Matteus 19 vers 5 as 'n beginsel deur te sê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat. Onthou, hy haal dit aan uit Genesis 2 vers 24 uit die skepingsverhaal. Hy handhaaf dit as 'n beginsel. 'n man en 'n vrou, of daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en aan sy vrou verbind word, en die twee sal een liggaam wees. Uit die aard van die saak is dit nie net die man wat sy vader en moeder verlaat nie, dis die vrou ook. Sy verlaat ook haar vader en moeder. En dit moet gebeur, sodat die man en die vrou aan mekaar verbind kan word en die twee een liggaam kan word. Dis baie belangrik, meneer, dat jy sal weet dat jy jou vader en jou moeder verlaat het. Dis baie belangrik, mevrou, dat jy sal weet dat jy jou vader en jou moeder verlaat het. Dis ook baie belangrik vir
ouers aan albei kante om te weet, ons seun het ons verlaat. Ons dogter het ons verlaat. Hierdie leaving is baie belangrik. Die dogter kan nie meer, of die seun kan nie meer aan mamma se rokspante vashou nie. Jy het jou vader en jou moeder verlaat. En dieselfde geld vir die vrou. En hierdie verlaat, hierdie leaving moet volkome wees vir die eenwording van die man en die vrou om te werk. Die man moet weet, ek is nou nie meer in die eerste plek lojaal teenoor my pa en my ma nie. Ek is nou lojaal teenoor my vrou in die eerste plek. Dieselfde geld vir die vrou. Jy moet weet, jy is nie meer in die eerste plek lojaal aan jou ouers nie. Jy is nou lojaal aan jou man. En dit moet gebeur. As dit nie gebeur nie, dan is die gom wat man en vrou in die huwelik aan mekaar vasbind sodat hulle een liggaam word, bloot net nie sterk genoeg om daardie huwelik te dra nie. Om dit baie cru te stel. As ek moet kies tussen my ouers en my vrou, kies ek my vrou. Dis waar my lojaliteit is. En dit is wanneer 'n man en 'n vrou aan mekaar verbind kan word en die twee werklik een liggaam kan word. Nou word 'n gesin gebore. En nou kan kinders gebore word en hulle kan veilig voel by 'n pa en 'n ma wat in die eerste plek lojaal is aan mekaar. Daarom kan die huwelik ook nooit gebou word op gevoelens nie. Don Francisco het in die 1980s 'n lied gesing. Love is not a feeling, it is an act of your will. En een van die verse in sy lied klink soos volg. Your emotions have vanished that once held a thrill. You wonder if love could be alive in you still. But that ring on your finger was put there to stay. You'll never forget the words you promised that day. As ons huwelik op gevoelens bou, die verliefdheid verdwyn. En dan word dit 'n liefde wat meer gebaseer is op 'n besluit as enigiets anders. Gevoelens kan kom en gaan. Daar's dae wat jy voel, ek kan haar met iets gooi. Maar ons bly by die besluit om mekaar lief te hê. Te veel kinders kry seer, word basies vir die res van hulle lewe gebind aan pyn. Kinders gaan ten gronde, word verwoes in huwelike waar pa en ma nie regtig lief is vir mekaar nie en waar pa en ma nie lojaal is in die eerste plek aan mekaar nie. Nou, kom ons kyk so bietjie na die verantwoordelikheid teenoor kinders, kinderopvoeding. Jy sal verras wees om uit te vind dat ons Nuwe Testament nie baie sê oor kinderopvoeding. En jy moet verstaan dat die Bybel is nie in die eerste plek 'n kinderopvoeding handboek nie. Net soos wat die Bybel nie in die eerste plek 'n wetenskap handboek is nie.
Die Bybel gaan oor God se handeling, se reddende handeling met die mens in die geskiedenis en die mens se storie in verhouding met God. So die Bybel wil nie in die eerste plek 'n kinderopvoedingsboek wees nie, alhoewel dit ook ter sprake kom in die Bybel. Daar's bitter min in ons Nuwe Testament daaroor. Ek dink jy kry omtrent net in Efesiërs hoofstuk 6, die gedeelte wat ons gelees het reg aan die begin van hierdie boodskap, die verse, sowel as Kolossense 3 wat maar net ego wat in Efesiërs 6 staan. Maar kom ons kyk nou. Wat sê Paulus vir ons in Efesiërs 6? Daar's 'n opdrag aan die kinders en daar's 'n opdrag aan die ouers. So kom ons begin by die opdrag aan die kinders. Wat sê hierdie skrifgedeelte? Kinders, julle moet in die Here aan julle ouers gehoorsaam wees. Let op die woorde in die Here. Dis baie belangrik. Met ander woorde, hierdie vers veronderstel 'n gesin wat in die Here is. Kinders hoef nie gehoorsaam te wees aan ouers wanneer daardie ouers die kind weglei van Jesus af nie. Kinders hoef ook nie gehoorsaam te wees aan goddelose ouers wat verwag dat hulle kinders verkeerde goed moet doen nie en wat verkeerde goed van hulle kinders verwag nie. Jy hoef nie aan jou ouers gehoorsaam te wees as hulle wil hê jy moet 'n verkeerde ding doen of hulle verwag van jou goed wat verkeerd is nie. Om dit baie krie te stel, baie krie voorbeeld te gee. Jong meisiekind, as jou ma jou wil gebruik vir prostitusie, is jy nie gehoorsaam aan haar nie. Jy gaan klaar aan by die polisie. Hierdie is baie belangrik, dat ons sal besef, hoor mooi wat sê Paulus, kinders, julle moet in die Here aan julle ouers gehoorsaam wees. En dan gee hy 2 redes waarom kinders aan hulle ouers gehoorsaam moet wees. Eerstens, omdat dit die regte ding is om te doen. Kinders moet weet, ouers is verantwoordelik vir julle. Jou ouers is verantwoordelik vir jou opvoeding, vir jou veiligheid, vir jou versorging. En dis net die regte ding, dat jy gehoorsaam sal wees aan die 2 mense wat vir jou die liefste is, en wie se verantwoordelikheid jy is. Hulle kan nie hulle verantwoordelikheid regtig teenoor jou nakom, as jy rebels is en ongehoorsaam is teenoor hulle nie. Dan is jy op jou eie, en moet jy die gevolge dra van jou ongehoorsaamheid. So, jy moet dit verstaan. Kyk ook na die meme wat op die skerm verskyn op die oomblik, en dan sal jy sien, dis die verantwoordelikheid van ouers. Jy lê eintlik jou lewe vir jou kinders af, om hulle te vat van waar hulle is, na die toekoms toe. En as 'n gevolg hiervan is dit net die regte ding om te doen vir 'n kind, om aan sy ouers gehoorsaam te wees. Tweedens, haal Paulus die 5de gebod aan. Hy sê, eer jou vader en jou moeder, sodat dit met jou goed mag gaan, en sodat jy 'n lang lewe hier op aarde kan hê. En dit is net so, dat as jy godvreesende ouers het, en jy's gehoorsaam aan hulle, en jy leer by hulle wat jy moet leer by hulle, behoort jy as 'n volwassene 'n goeie lewe
sinvolle lewe te lei. En jy behoort ook 'n langer lewe te hê as rebelse kinders wat goddelose en onverantwoordelike, roekelose volwassenes word, wat geen beginsels het nie. Jy behoort langer te leef. So, dis baie belangrik. 2 redes. Eerstens, dis die regte ding om te doen. Tweedens, die 5de gebod sê, as jy wil 'n lang lewe hê, as jy 'n goeie lewe wil hê, eer jou vader en jou moeder. Leer by hulle wat jy by hulle moet leer. En dan is daar ook 'n opdrag aan die ouers. Luister mooi, en dit is gerig aan die paas, maar ons verstaan dat dit inklusief is en dat dit die ma ook insluit. Hierdie opdrag is dit. Ouers, moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here. Paulus sê, ouers, moenie julle kinders uittart nie. Nou wonder 'n mens, wat bedoel Paulus met dit? En ek dink die 1983 vertaling stel dit baie mooi en dit verhelder dit vir ons so bietjie. Die 83 vertaling sê, ouers, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie. Dit beteken, jy moet billik wees met jou kind. Billik wees. Hou op om jou kind aanhoudend te terg. Hou op om te hamer op jou kind se swak plekke, se swakhede, sy of haar neus die heeltyd daarin te vryf. Hou op om jou kind se sissies of boetie of sissie voor te trek. Hou op om onbillike verwagtinge van jou kind te hê. Hou op om jou kind emosioneel te manipuleer. Ek kan onthou, toe ek 5, 6 jaar oud was, het ek by my oupa en ouma groot geword. Ek het hulle pa en ma genoem. En my oupa het dikwels vir my gesê, hierdie woorde, eendag as ek nie meer daar is nie. En dit was emosionele manipulasie. Want ek was so bang ek verloor hom. So bang dat ek gebid het. Ek het min van God geweet, maar ek het gebid en gesê, Here, spaar net my oupa en ouma, pa en ma, tot ek oud genoeg is, dat ek dit sal kan hanteer, as hulle wegval. Dan gaan hierdie vers aan en sê, moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur die dissipline en opvoeding van die Here. Nou die oomblik as ons die woordjie dissipline hoor, dan dink ons, baie van ons onmiddellik aan 'n pak slaag. Hoekom? Weet jy dat ek dikwels in berading sit met volwassenes wat as kinders pak slaag gekry het? En as ek na hulle storie luister, dan was dit nie 'n pak slaag nie. Dit was aanranding. Brutale aanranding. Ek het onlangs 'n jong man gehad, wat vir my vertel het, elke keer as sy pa om 'n pak gee, het hy sy broek nat gemaak. Vandag kan hy nie onthou hoekom sy pa hom 'n pak gegee het nie. Hy kan nie onthou wat hy verkeerd gedoen het nie. En ons het in berading, het ons dit deurtrap. Ons het probeer om kry by die plek waar hy net kan onthou hoekom hy die pak gekry het. Hy kan nie. Hy raai. So pa, ek wil jou vra, jou pak sla, jou aanranding, het dit gehelp? Want jou kind weet tot vandag toe nie, kan hy nie onthou wat hy verkeerd gedoen het nie. Maar wat hy wel kan onthou, is dat hy so bang was
dat hy sy broek nat gemaak het, elke keer as jy hom pak gegee het. En selfs al word 'n pak slaag op die regte manier gedoen, is dit nie altyd die antwoord nie. Die sleutel is, leer jou kind ken en dissiplineer jou kind dienooreenkomstig. Ons het baie gou agtergekom. Dit help nie om ons seun 'n pak slaag te gee nie. Ons het dit gedoen aan die begin, maar dit werk nie vir hom nie. Maar vat sy Xbox weg, dan word hy klei in jou hande. En dan sê Paulus ook, en voed hulle op. Weereens, leer jou kind ken en voed jou kind dienooreenkomstig op. Ons seun word groot in 'n pastorie. Sy pa se predikant, sy ma se pastoorsvrou. Ons lewe is die kerk. Dit beteken nie, ons het die reg om godsdiens in sy keel af te druk nie. Hy moet self besluit, hy moet self by God uitkom. Ons doen dit nie. Hoekom nie? Eerstens, ons ken ons seun. Ons ken hom baie goed. Tweedens, ons ken ook die kerk statistieke van predikantskinders wat as gevolg van godsdiens wat in hulle kele afgedruk is, sodra hulle die huis verlaat, niks met die kerk en niks met God te doen wil hê nie. Pastoorskinders, predikantskinders wat hulle paas haat nadat hulle die skool verlaat of nadat hulle uit die huis uit is. Haat hulle paas. Pastoorskinders wat selfmoord pleeg. Ons ken die hartseer stories. Ons verstaan dit. Beteken dit dat ons kind maar net laat gaan? Nee, ons ken hom en ons voed hom dienooreenkomstig op. Hy word groot in 'n huis waar pa en ma nie volmaak is nie, maar hy weet dat sy ouers godvreesend is. Hy sien dit in ons voorbeeld en hoe ons leef elke dag van sy lewe. En daar's sekere goed wat ons nie sal toelaat nie. Jy gebruik nie die naam van die Here ydelik in ons huis nie. Daar is ook nie 'n gevloekery in ons huis nie. En ons bid vir jou. Ons bid vir jou. Want die God wat my bereik het as 'n tiener, wat eintlik in 'n huis groot geword het wat eintlik baie goddeloos was. Die Here het by my uitgekom. Hy het homself aan my openbaar. Ek kan nie my kind wederbaar nie. Jy kan nie jou kind wederbaar nie. Dit is God wat moet roep en is deur God se gees wat iemand wederbaar word. Jou kind moet 'n ontmoeting met God hê. En dis waarvoor ons bid en ons sal aanhou bid en ons sal dit sien gebeur op die regte tyd, soos God wil. Die doel met godvreesende gesinne is om 'n godvreesende geslagslyn te verseker, sodat daar altyd godvreesende mense op aarde sal wees. Weet ook dat jou kind kom met 'n verseelde opdrag, sealed order. Geen kind word gebore sonder 'n doel nie. En dis jou en my taak as ouers om soos wat hulle ouer word, stadig maar seker, hulle te help om daai seël oop te breek, sodat hulle lewensdoel kan ontdek en vervulde lewens tot eer van die Here sal lewe. Ek sluit af met 'n aanhaling
of met die woorde van Larry Christensen. Hy sê, parents must repeatedly ask not only, am I doing right, but am I doing right for this child in the way he or she should go? Ek gaan dit weer sê en ek sluit daarmee af. Parents must repeatedly ask not only, am I doing right, but am I doing right for this child in the way he or she should go? Mag die Here ons help om geseënde, God verheerlikende gesinne te bou wat sterk is. Amen.